And if government fails to act on it, the men and women in this country, they're going to take it upon themselves to do something drastic on it. And it might not be what this government wants to do. Is people who want to take over government, not through the ballot paper. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by die uitsending weer eens. Het nou so vinnige uittreksel gesien van die hoof van die polisie van Natal, generaal Mkhwanazi, wat vir ons 'n duidelike waarskuwing gerig het. Maar ek wil hê ons moet 'n bietjie net mooi kyk, want jy moet onthou kykers en luisteraars dat met ons referendum van 1992 en daarna die 94ste verkiesing, waarby ons as 'n minderheidsgroep uit die aard van die saak baie mag, alle mag verloor het. Deel van daardie mag is die diens en die voordeel van die intelligensiedienste. Nou ja, ons weet in daardie dae het ons intelligensiedienste, daai tyd sekuriteitspolisie wat vandag misdaadintelligensie is, min of meer in DMI, AMI, afdeling militêre inligting en natuurlik dan nou nasionale intelligensie wat die 3 hoofagentskappe noem dit nou maar was van Suid-Afrika waarby veiligheidspolisie uitvoerende magte gehad het. Daardie intelligensiedienste waarvan 'n mens deel was en dit geken het of betrokke was en so meer, het alle burgers van die land beskerm. Alle inligting wat ingekom het ten doel gehad om almal te beskerm. Nou ja, as ons net kyk na die plaasmoorde in Suid-Afrika, wat vandag die gevaarlikste beroep op die aarde bykans is, dan is dit duidelik dat daar geen intelligensie deurgevoer word na hierdie minderheidsgroep toe nie. So dis 'n maklike som om te maak, ons bel maar net gou weer vir logika. Dit gesê, het ons nie meer die vermoë wat ons voor 1994 gehad het, waar ons informante gehad het wat betaal was. Ons het geweet as daar môreoggend 'n klip in die pad gerol gaan word, by 'n ingang van 'n dorp, het ons geweet wie gaan daar betrokke wees. Tot op straat, komitee vlak, het ons al hierdie organisasies geken. By naam, met ID-nommer, alles. Lede, almal. En dan wat hulle aksies sou wees. Nou daardie vermoë het ons minderheid definitief soos in glad nie. Nou moet ons kyk na dit wat miskien sekuriteitsmaatskappye vir ons deurgee, die enkele informante wat ons het. Ek meen, jy kan dit nie vergelyk met 'n intelligensiediens se kapasiteit in terme van informante wat betaal word. Hy's bereid om vir R300 om vir 'n soldagge, as ek die woord kan gebruik, vir jou inligting te gee. En daardie vermoë het 'n mens op hierdie stadium uit die aard van die saak nie naby daardie kapasiteit nie. So nou moet jy kyk, wat sê mense? En jy moet jou agtergrond en opleiding in daardie verband, dis die fisiese feite, vleeslike, en dan ook die geestelike, wat natuurlik duidelike riglyne gee van gebeure en wat voorspel word vir ons as 'n minderheid dan nou hier aan die suidpunt van Afrika, hier aan die kant die riviere van kus, en nog elders in die Bybel en vele ander profesieë wat hierdie dinge vir ons geprofeteer het. Maar kom ons kyk na die fisiese, daarvoor moet ons kyk na uitsprake. Uitsprake deur radikales, uitsprake deur senior leierskap, politici, polisie, waarvan ons nou hier kyk na generaal Mkhwanazi, waar hy vir ons sê dat hier is 'n groot maffia. En ek sal teen die einde van die video vir u nog 'n video speel, maar net vir kennisname en ter bevestiging van wat ek nou sê, want ek haal dit uit wat hy sê as 'n hoof van 'n provinsie se polisie. So dit is definitief en versekerde persoon wat uiters ingelig is, wat weet waarvan hy praat, want hy word nog bedien deur hierdie intelligensieagentskappe in sy provinsie. En daardie intelligensie dui vir hom, en hy lyk vir my na 'n eerlike polisie man, as ek so kan uit die vuisheid sê, hoewel 'n mens mos nou maar dit altyd tong in die kies sê, want verrassings is mos maar oral, altyd. Maar wat hy sê, sien ons ook, né? Dis logies. En ek vra vir julle luisteraars, julle kan nie in die kommentare onder sê en kykers, is daar maffias in Suid-Afrika? Word daar bedrog gepleeg? Word daar diefstal gepleeg? Dan gaan julle almal sê, hoeveel wil jy nou nog sien? Vra eerder die vraag, waar word daar nie bedrog en diefstal en korrupsie gepleeg nie? So ons almal weet dat hier 'n groot maffia is. En dan noem generaal Mkhwanazi, dan noem hy vir ons
hoe diep en geïnfiltreer hierdie maffia van korrupsie en diefstal. Hy sê die drug lords of die drug kartels of die drugs, ons weet hoe groot en ruim daardie masjinerie is. Ons moet onthou, daar het ons met bendes te doen. Ek gaan nie hulle detail gee, byvoorbeeld is nie nodig nie. En dan natuurlik sê hy ook politici wat betrokke is. Dit sou ons almal geraai het is so. So eintlik gee hy vir ons niks niets nie, maar hy kom vanuit 'n intelligensie, vanuit 'n polisiehoof van 'n provinsie se oogpunt, wat vir my sê, dis die intelligensie se waarneming en hy's bereid om dit in die openbaar te sê. En 'n teken op sy rug te gee, verseker, maar politici is betrokke. Hierdie druggroeperinge is betrokke. Hierdie narkotiese groeperinge. Politici is betrokke. Uitvoerende magte is betrokke, sê hy. Polisieoffisiere is betrokke. Gewone polisie is betrokke. Wetstoepassing agentskappe is betrokke by hierdie maffia. Om dan nie nog te praat, dan kan ons nog munisipaliteite en al die bedrog daar ingooi. So ons almal weet van hierdie maffia wat so diep geïnfiltreer is. En dan sê hy, ons moet baie mooi ontleed wat hy sê. Hy sê, if government fails to act. Nou kykers en luisteraars, kom ons wees nou eerlik met mekaar. Hoe op aarde sal enige regering hierdie bedrog, diefstal, maffia, wat so geïnfiltreer is, deur die polisiemagte, uitvoerende magte, wetstoepassingsagentskappe, druggroeperinge, bendes, munisipaliteite, ons kan amper vir mekaar sê, dis 'n onbegonne taak. En dan sê hy 'n belangrike ding in hierdie uitlating van wat ek nou in die begin vir u gespeel het, anders sal the men and the women of this country, they're going to take it upon themselves to do something drastic. Daai is revolusie. Daai drastic is revolusie. Daai drastic is in Nepal, wat ons nou onlangs gesien het. Daai drastic is wat ons 'n tyd gelede in Jemen, in Egipte, waar daar regeringsomverwerpings was, regime changes was, Oman, Egipte. Ag, ons kan gaan deur Libië en nog vele ander. Dit is daar waar die gewone man en vrou, en ek wil by sy sin, wil ek voeg, kinders ook, want ek het vir u in die onlangse video's hier en daar 'n video gewys waar skoolkinders, jeugdiges, begin protesdeelname toon, wat baie gevaarlik is. En ek sal eendag miskien 'n video maak oor hoekom ek sê dit baie gevaarlik is. So, hoe dit ook al sy, ons sien klaar dat die mans, the men and the women, reeds mobiliseer. Ek het 'n video gemaak vir u nou onlangs van die grondmagte mobiliseer. Dis daardie magte wat hierdie generaal vir ons sê van die hoof van Natal, Mkhwanazi, wat hy vir ons sê, as julle nie reageer, en hulle kan nie meer, al sou hulle wou, teen hierdie maffia. Dis te groot, te diep, te wyd. En dit pas natuurlik baie mooi in by die proxy-oorlog, wat die Ooste of die Wesblok wil hê in Suid-Afrika, om 'n regime change te doen, 'n regeringsverander, soos wat hulle doen, dit is hoe dit gedoen word. Victoria Newland, kyk maar al my video's. Ons is klaar by daardie punt. Hier waar generaal Mkhwanazi vir ons sê, hoof van polisie van Natal, waar hy vir ons sê, they will take it upon themselves to do something drastic. Daai drastic, kykers en luisteraars, verlede week se video, waar ons vir u foto's gewys het van splinternuwe AK's, splinternuwe ammunisieboksies met ammunisie, splinternuwe magasyne, daai drastic, dit is wanneer daardie instruksie kom, dat die grondmagte nou, revolutionêr, nou gaan haal hulle daai nuwe AK's wat nou uitgedeel word, wat ons gesien het, met ons eie oë, word nou uitgehaal, magasyn ingesit, gelaai, magasyn ingesit, en instruksies word gegee. Die leierskap en die gesagslyne is lankal geskep, deur die jare met elke protesoptog, met elke betoog, toemaak van stede, paaie, daar is jou leierskap is geformeer, is daar ontwikkel. So daar is alles in plek. Ek het vir u gesê verlede week, daardie masjiengewere, wat ons nou splinternuut sien, wat al in huise gevind word, gewone huise, is 'n baie laat teken van gereedheid vir die grondmagte
om oor te gaan tot aksie, tot geweld, tot daardie something drastic, wat generaal Mkhwanazi vir ons hier by name noem. En dit is waar ons dan staan. Daar sê die hoof van die provinsie, van die polisie, wat die intelligensiedienste tot sy beskikking het, wat vir hom bedien, en hy sê, hoe diep is hierdie sweer, hierdie maffia, wat ons vir mekaar kan sê in die kommentaar, is daar 'n manier hoe hierdie maffia, nee, hoekom ek daarop nou nee gaan sê? Nou wil ek die profesie inbring en sê, nee, dis die mag wat die Vader afkomstig van in die noorde ingebring het in Suid-Afrika, om teen die gelowiges wat sy weë verlaat het, Hosea 2, wat agter ons minnaars aangeloop het, agter die wêreld, en agter ons gerief, en agter ons gemak, en agter ons rykdom, en agter ons eie wyshede en intellek, en noem dit, enige iets wat tussen u en u Skepper staan, deur sy Seun en sy Gees, enige iets wat daar staan, is 'n minnaar, is 'n afgod, want God moet eerste staan, deur sy Seun wat regs langs hom sit, en deur die leiding van sy Gees. En daardie Gees fluister dit vir u oor. Hy sê vir u sê, daai ding is vir jou belangriker, as wat die Vader vir jou is. En dan kan ek sien hoe Hosea 2, waar jy die stad sal verlaat en in die woestyn gaan woon. Dan kan ek sien hoe Micha 4 gaan plaasvind, waar jy die stad sal verlaat en in die veld gaan woon. Dan kan ek sien hoe Siener se profesie van die gordyne wat wapper buite, die vrouens het so vinnig gevlug uit die stede uit, dat hulle die ruite nie eers toegemaak het uit Johannesburg uit, die gordyne nie eers toegemaak het nie. Vlug. Dit is wanneer hierdie something drastic, wat generaal Mkhwanazi dan nou hiervan praat, gebeur. Wanneer daardie AK uit daai trommel, waar hy netjies geberre was, nie vir misdaad gebruik is nie, want die magasyne is nog in hulle breinpapiersakkies, het ons verlede week gesien, uitgehaal word, oom Siener se gryshoenders wat hol weswaarts in die land, dis ons mense wat gryshoender is, iemand wat nie regtig ag gegee het op hierdie dinge nie, wat nie regtig ag gegee het op die waarskuwings nie, dis amper dieselfde as was jy warm of was jy koud, nou is jy lou, nou spoeg jy uit jou mond uit, was jy wit of was jy swart, nou is jy grys, die gryshoender hol weswaarts in die land, nee, dis waarom sien ons 'n ander gesig van Waanstrek saam wes van Bloemfontein. Ag vele, daar's nog 'n gesig van hom wat sê, geweld breek uit in die berge in Noord-Transvaal, en ek het 'n baie mooi getuienis hierdie afgelope week beleef rondom dit, waar hy sê, die boere veg ewig in die berge in Noord-Transvaal, maar hulle vlug so vinnig, dat die stof agter hulle waans uitslaan. So hulle gaan nie wen nie, hulle gaan vlug, dat die stof uitslaan. En dan sê hy, die pad wes lê oop. So met ander woorde, dan hier sien ek mos nou, dit raak 'n profesie logies. 'n Profesie raak nou vir my logies, dat met wat generaal Mkhwanazi hier, deur intelligensiedienste vir ons sê, waarheen hy sê dit gaan loop, ons weet die regering gaan nie hierdie maffia kan hokslaan en keer nie, hulle gaan miskien om politiese gesig te probeer behou, gaan hulle miskien hier 'n individu in die pad steek. Maar hierdie diepte en breedte en lengte en hoogte van die korrupsie en die misdaad en die maffia in hierdie land is onkeerbaar. Ja, want dis deel van die profesie wat ek nou vir u gesê het. Johanna Brandt se profesie oor Johannesburg, die geweld net daar. Oom Siener se profesie oor geweld in stede. David Wilkerson se profesie oor geweld in die stede, waar hy gesê het, God's Spirit will speak to many of his children to flee. Those who stays behind, dis in die stede, hoofsaaklik. They will have to know the Lord in a very intimate way, to see them through the bloodshed, the horror and the strife. Dit is Joël 2, dit is Hosea 2, dit is Micha 4, dit is Sefanja 3, dit is Jesaja 60 en ander in Jesaja, dit is Esegiel 20 en ander, Esegiel 38, oral is daar dele en profesieë wat vir die einde was en nie vir hulle tyd daai tyd nie. Vir hulle tyd was daar, ja, baie, maar daar was ook vir die einde van die dag. Wat hulle dit so beskryf? In die dag, of aan die einde van die dag. So dit is nie moeilik meer nie, maar as gevolg van dan daardie geestelike insaag, dan weet en verstaan jy, waar staan jy nou in die proses? En ja, mense, ek deel hierdie dinge baie meer breedvoerig op my vergaderings, so breedvoerig dat ek dit nie noodwendig so in detail sal bespreek
op video's nie. So ja, ek doen dit op die vergaderings, lê ek die profesie en die vleeslike, hoe die proses gaan loop, waar hy tans is, en hoe hy gaan uitloop. Sonder datums en tye, want dit ken ons nie. Maar, aan die tekens, het die Bybel ook gesê, sal ons weet. Aan die tekens sal ons weet wanneer iets naby is. En ons kan nou sien, uitsprake van hoofde van polisie, van provinsies, die mafia wat ons almal weet, die korrupsie wat ons almal ken, en dan sy dringende waarskuwing. As die staat misluk om teen hierdie korrupsie op te tree, wat hy gaan doen, hy gaan misluk, want dis so deur die Vader bepaal, dis so deur God verordeneer, want dis die mag wat hy gaan inbring, om teen ons wat agter alles aangeloop het, behalwe agter sy insetting en verordening, agter hom, behalwe om hom liefde gehaat het met ons hele hart, siel en verstaan, kom bring hy, dit is soos 'n pak slaaf wat ons moet kry, in liefde, om ons weer, net soos Homsiener sê, net soos Hosea 2 sê, daar in die woestyn, daar sal God tot ons harte spreek, daar sê Homsiener sal ons verootmoedig, en daarvandaan sal ons herstel dan weer kom, wanneer ons God weer aan ons kant het, wanneer ons hom weer het, as ons leier, as ons koning, as ons generaal, dis wie ons leier is, dis wie ons generaal is, halleluja, so kykers en luisteraars, ja, dis die prentjie, dis waar ons is, julle het verlede week se video gesien, hier het ek maar net vir u, net nog een duidelike bewys, vanuit 'n gesaghebbende hoof van 'n polisie, in Natal, gesê, wat ondersteun word, deur intelligensiedienste, om hom, met hom, en wat hom adviseer, en hy het gesê, hier is hierdie mafia, basies in al die departemente, afdelings, van die hele Suid-Afrika, van siviel af regdeur, tot dwars deur die staat, so daar, hy gaan nie gekeer word nie, want dis heel 2 se mag, wat vanuit die noorde gekom het, wat nou opgerig is, wat nou die laaste dinge doen, soos masjiengewere in gewone huise, splinternuut te plaas. Vir hierdie, wat generaal Mkhwanazi vir ons gesê het, dan gaan die mans en die vrouens, en ek gaan byvoeg, die kinders, gaan dan, en ek gaan nog byvoeg, dit gaan nie net 'n drastiese optrede wees nie, dit gaan 'n drastiese optrede wees, wat uit beheer uit gaan hardloop. Baie belangrike ding wat ek hier vir u sê. En onthou, ek sê dit nie uit my eie uit nie, ek sê dit uit inligtings, fisiese, feitelike agtergrond, maar as ook vanuit die profetiese, sê ek dit. Kykers en luisteraars, jy moet 'n pragtige week hê, dit gaan nog goed op die toer, ons praat weer, kyk die video wat ons nou aanleg. I'm not a person who hides things. I tell it straight, and you make a decision as an executive authority. If you want to take the advice, you take. If you don't want to take it, you will have to suffer the consequences.